Ons tema vanmôre, soos julle kan sien, is 'n oop deur met 'n hart vol liefde. Ons is in ons hartsjaar en elkeen wat met die liefde van die Here in sy hart leef, het 'n oop deur wat Jesus met sy hart vol liefde vir ons kom oopmaak het hier op aarde. Hebreërs 10 en Openbaring 3 is die twee gedeeltes waaruit ons gaan saam lees. Kom ons sit so dan, sluit ons oë in gebed voor die Here. Here, dankie vir vanmôre en dankie dat U goed is vir ons en dankie dat dit lekker is om in die huis te wees. Dankie dat, Here, ons hier kan inkom en dat almal welkom is. En ons vir niemand by die deur eers vra of toegang vra of een of ander eksamen moet doen of een of ander verslag moet lewer voor ons hier kan inkom nie. En dankie dat ons weet, Here, soos ons vanmôre in die kerk maar net kan instap en vir ons 'n plekkie kry en sit en welkom en tuis voel tussen mekaar en saam met mekaar. Here, so kan ons 24/7 na U toe kom. So het U vir ons die deur na die hemelse heerlikheid oopgemaak. So mag ons U woord nou maar enige plek, enige tyd, net waar ons wil in hom lees. En so mag ons met U praat in gebed net wanneer ons wil. Dankie vir hierdie onuitspreeklike groot voorreg. Here, en dit vul ons lewe. Daarom kan ons met U in 'n nuwe verhouding staan, omdat daar 'n openheid tussen ons gekom het, wat U vir ons bewerkstellig het. En ons wil daai openheid vier vanmôre, Here, hier in die koninkrykstyd. En ons wil dit so geniet, Here, dat wanneer ons hier uitgaan vanmôre, elkeen wat ons mee praat, ons sal aansteek om ook dit te wil gebruik en te wil geniet en saam met ons te wil kom. Here, want ons is bekommerd oor so baie mense op ons aarde. Here, wat in 'n moderne, postmoderne tyd, elkeen maar net hulle eie ding wil doen. En wat vanmôre dalk ergens maar net weer ronddwaal van winkel tot winkel in een of ander mall. En maar net besig is met hulle eie ding, of by hulle huis sit, en selfs verveeld by die huis kan sit, en mis wat ons vanmôre hier beleef. En hierdie lekkerte ervaar wat ons nou op hierdie oomblik het nie. Here, ons is jammer vir hulle, ons bid vir hulle. Maar help ons, Here, dat ons nie ons rugge op hulle draai nie. En dat ons, Here, nie ons arms vir hulle toevou nie, maar hulle oopmaak en ontvang en uitnooi en met hartelikheid en warmte ontvang en deel maak. Dankie dat U altyd mense gaan uitnooi het en dat U ons daarvoor ook wil gebruik. Dankie vir Cindy en Ali wat vanmôre deel word van ons span in die gemeente wat U dien. Maar dankie dat ons hele gemeente, almal in die ampt van gelowige staan, en almal disippels is, en almal deel moet wees daarvan. Here, kom nou en spreek tot ons, en maak dit stil in ons harte, en help ons om die woord te hoor, en aan te hoor, en gehoorsaam te hoor, en te doen. In Jesus naam, amen. Ons lees vanmôre hier in Hebreërs 10 van vers 1 af. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. Skrywer sê elke keer moet hulle maar weer gaan offer. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig het en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van die bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word, daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deur Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en, kom ek lees weer hierdie vers, ek het verkeerd gelees, vers 10. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Eers vergelyk hy nou die ou offers, en hy sê, maar Jesus kom, en hy sê, die offer wat God behaag, is sy seun se volmaakte offer, wat hy sou kom bring.
En dan lees ons by vers 19. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom as die groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons versie wat ons albei stil staan vanmôre is vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. In Openbaring 3 vers 7 kry ons eintlik 'n mooi voorbeeld van wat die Here van ons vra. En ek wil so enkele versies in hierdie gedeelte lees. Dis die brief wat hy skryf aan die gemeente in Philadelphia. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie. En dit toesluit en niemand sal sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Vers 12, elkeen wat die oorwinning behaal sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom of op haar die naam van my God skryf en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie naam op hom of op haar skrywe. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Tot sover. Mag die Here vanmôre uit hierdie gedeelte van sy woord vir ons aanspreek en 'n boodskap gee en regtig vir ons laat hoor wat die Here vir ons sê. Ons is in koninkrykstyd. Dit is belangrik om dit te onthou, né? Na lydenstyd en paastyd, ons die opstanding van die Here gevier het en die 40 dae wat hy verskyn het en toe kom Pinkstertyd, die wonderlike tyd waar ons hartsgedagtes gehoor het vanuit genade deur geloof net tot eer van die Here uit die woord soli deo gloria, alles tot eer van God het ons geleer. Is ons nou in koninkrykstyd vir hierdie maande. En koninkrykstyd se klem val daarop. Dis die tyd van die jaar wat ons sê soos 'n skipie op die water, disippels van mense, vissers van mense, mense wat uitgaan, wat mense gaan nooi en intrek en sê kom en word deel van dit wat die Here vir ons gesê het. Daarom het ons môre begin het ook met hierdie mooi lied wat Hilda vir ons aangekondig het, 'n gebed vir Afrika. Ons is deel van Afrika. En dis vir ons lekker in Afrika. En dis vir my altyd trots om in Afrika te bly, want ek weet nie of julle dit weet nie, op watter van die kontinente bly die meeste Christene vandag nie? Afrika, nie? Nie meer Europa waar dit begin het nie, nie Klein-Asië of Asië nie, nie Amerika nie. Die meeste Christene, die hart van die Christendom het geskuif na Afrika. En dis waar ons woon, in Afrika. En ons moet nie dink net Suid-Afrika nie, né? Die meeste Christene in Afrika natuurlik is in Nigerië en Uganda, nie in Suid-Afrika nie. Dis mense wat toegewyd kinders van die Here is en wat vir hom leef, en Ethiopië ook. Is een van die 3 grootste lande met die meeste kinders van die Here is waar hulle woon. Ons is in koninkrykstyd. Ons sê die woord moet uitgaan en die mense moet inkom en hulle moet deel word van dit wat die Here vir ons sê. En nou is ons in 'n wonderlike tyd van die jaar. Ons gaan vakansie hou. Ons gaan op 'n tentjie toer. Ons belydennisklas gaan vir 'n finale afronding Petra toe aan die einde van die vakansie. En baie van julle gaan familie sien en gaan dit geniet. En ons sien uit daarna. Maar nou lees ons môre hierdie stukkie. En as mens hier lees, dan kom ons agter, dit gaan eintlik nie goed met die Hebreërs nie. Hebreërs beteken eintlik Jode. Hierdie gemeente aan wie hy skryf, en wie ook al skryf, het dit nie sleg gegaan. Dit lyk vir ons as mens hierdie boek lees, asof hierdie gemeente besig was om af te gaan.
Die mense kom al hoe minder kerk toe. Die mense kom al hoe minder by mekaar uit. En die mense doen al hoe minder vir die Here. Dit lyk asof amper mens kan sê, daar's nog net 'n paar kerkraadslede wat oorbly, die ander wil ook nie eens meer op die kerkraad dien nie, en hulle word ook minder, en hulle word moeg. En dit gaan al slegter. En dit lyk asof daar al sprake was, dat hierdie gemeente dalk een of ander tyd sy deure gaan moet sluit, want die mense wil eintlik nou nie meer daar wees nie. En dan kry hulle hierdie mooi, pragtige Hebreërbrief. Hoekom gaan dit so sleg met hulle? Natuurlik, as mens die brief lees, kry mens die indruk dat hulle teleurgesteld was in hulle geloofslewe. Ek dink nie hulle het, toe hulle eerste keer kinders van die Here geword het, mooi verstaan, hoe werk dit om 'n kind van die Here te wees nie. Ek dink hulle het dalk geloof met die idee van, as jy 'n kind van die Here word, dan gaan dit altyd net met jou goed gaan. As jy kerk toe gegaan het, dan sal alles reg wees in jou lewe, en alles gaan net goed gaan. En toe kom daar weer droogtes, en toe kom daar vervolging, en inflasie, en siekte, en nood, en werkloosheid, en al die dinge wat hulle tref. En toe begin hulle wonder of die beloftes wat hulle gehoor het, wat in die Bybel staan, of daai beloftes ooit waar is. En of dit ooit gaan uitwerk vir hulle. Want hoekom gebeur die dinge nie so nie? En toe begin die kerk leegloop. Die mense kom nie meer nie, want hulle sê, wat help dit nou in elk geval? En net so 'n paar bittereinders, toegewyde kinders van die Here, die bly agter. Hulle bly nog steeds daar. En natuurlik, hoe minder hulle kerk toe gekom het, hoe minder kom hulle by mekaar uit, want dit is so belangrik om by mekaar te kom. Daarom het ons soveel klem lê op ons wijksbyeenkomste, dat 'n wijk of 'n selgroep by mekaar moet kom, en dat ons mekaar geestelik versterk, en dat ons omgee vir mekaar, en dat ons mekaar se verjaarsdae ken, en mekaar se nood ken, en dat ons mekaar bel as daar siekte is, maar ook bel as dit goed gaan, en dan dat ons omgee vir mekaar. En dit lyk nou hier of hierdie gemeente se deure net wil toegaan. En hulle sukkel met alles wat hier gebeur, want dit gaan nie goed nie. Dit lyk sleg by hulle. Broers en susters, en dan verduidelik die Hebreërbrief hulle so mooi. Die Here het so baie moeite gedoen. In 'n ou tyd moes hulle offers bring. En dis die stuk wat ons lees, hy sê, gereeld as daar iets verkeerd te gaan het by die huis, tussen jou en jou vrou, of jou en jou kinders, of tussen by die werk, of jy het sonde gedoen, dan het jy jou offers gevat, en jy het groot moeite gedoen om na die tempel toe te gaan, of die tabernakel toe, en jy daar gekom, en jy het jou offers vir 'n priester, moes jy kon dit nie self eers bring nie, en hy moes offer, en hy moes vir jou intree by God, en dan gaan jy nou weer al die pad terug huis toe. En die slegte was, as jy by die huis kom, en jy het nou dalk gaan offer oor dit sleg gaan tussen jou en jou vrou en julle huwelik, en nou kom jy by die huis, en nou gaan dit maar weer sleg, en dan dink jy, nou hoekom het ek nou al die moeite gedoen om te gaan offer? Dit was alles een groot nuttelose iets, want hier gaan dit nou maar altyd weer so sleg, en dit werk nie uit nie. En dit was eintlik nie iets soos 'n persoonlike verhouding tussen die mense en God nie. Hulle moes deur 'n priester werk na God toe, en dit het sleg gegaan. En die belangrike ding is, ons ken dit, dat dit sleg gaan met mense. Ons ken gelowiges wat baie keer sê, maar ek is 'n kind van die Here, hoekom is ek siek? Hoekom kry ek slegte nuus? Hoekom hoor ek dat ek hierdie siekte het? Ek is 'n kind van die Here, hoekom kry ek nie werk nie? Ek is 'n kind van die Here, hoekom sukkel ons so in ons eie huis en met ons eie huwelik? Ek is 'n kind van die Here, hoekom kom ek nie uit my skuld uit nie? Ek is 'n kind van die Here, wat beteken dan om 'n Christen te wees? Dinge kom nie vir ons lekker reg nie. Nou raak mense teleurgesteld. En dan beleef hulle dit so half asof die deur na God toe is toe. Dit voel ook baie keer mos, dan sê mense ook, as ek bid, dan voel dit vir my, ek bid maar net hier teen die dak vas. Daar's nie 'n openheid, 'n oop deur tussen my en God nie. Dis of die deur toegegaan het, en ek kom nie by die Here uit nie. En dan maak dit ook dat baie mense later ook glad eers met kerk toe kom nie, want dis so asof die kerk ook vir hulle toegegaan het. Wat soek ek aan die kerk? Hoekom sal ek nou so intoe gaan? Wat gebeur nou eintlik daar? En dis 'n werklikheid in mense se lewens. En toe gaan die deur oop. Toe gaan die deur oop. Amper soos een van hierdie deure wat oopgaan. En die belangrike ding is van 'n deur, as hy oopgaan, dan kom daar 'n oop plek, né? En dan kan mense daar instap, en ek gaan hom nie oop los nie, want hier kom 'n vreeslike koue wind in. Gaan die deur oop,
want Jesus maak vir hulle die deur oop. En dit gebeur op die grootste, belangrikste dag van alle tye in die geskiedenis nie. Die kerndag van die hele geskiedenis van skepping af tot vandag toe, was mos 2000 jaar terug, daai dag, en daai oomblik eintlik nie. Dis die krisis oomblik, toe hulle vir Jesus aan die kruis doodmaak. En hy sterwe. En dan kom 'n duisternis oor die aarde. En dan lees ons, op daai oomblik, toe skeer die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur. En dis daai groot gordyn, wat ek nou die ander aand vir julle gewys het, in die tempel, wat die heiligdom van die allerheiligste geskei het. En in die allerheiligste was die altaar, die ark, wat tekenend was van God se teenwoordigheid. En niemand mag daarin gaan nie, net eenmaal 'n jaar het die hoofpriester daarin gegaan en geoffer. God is daar, en jy kan nie by God kom nie. En toe skeer hierdie gordyn oop. En ewe skielik kan alle mense, alle tye, op enige manier, moontlik by God uitkom. Wat 'n fantastiese voorreg. Besef julle dat mense in die ou tyd nooit self die Bybel sou kon lees nie. Al was daar 'n Bybel, sou dit nie mag gelees het nie. 'n Priester moet vir jou sê wat daar staan. Hy moet dit vir jou verkondig. En gewone mense mag nie vir God gebid het nie, want die deur was toe. Ek kan nie by God kom nie. Ek moet vir 'n priester sê, vra dit asseblief. Ons het hierdie nood, wil jy nie vir God vra vir dit nie? En skielik skeer die voorhangsel middeldeur. En ek en jy kan 'n Bybel vat, en ons kan hom huis toe vat, en ons kan in hom lees, net wanneer ons wil. Ons kan vanoggend by die Sondagskool Bybelverhale lees, saam met die klas, net soos ons wil, en leer daaruit. En die wonderlikste van alles is, ek en jy kan bid. En dit is nie asof God nou minder heilig is, as van die skepping af, hy is nog dieselfde God. Die verskil is net, deur Jesus het daar 'n deur oopgegaan. Natuurlik mag mense nie sommer met God praat nie. Jy mag vandag ook nie met God sommer net praat en soos jy wil nie. Al hoe ek en jy met God mag praat, is deur Jesus. Dis in die naam van ons Here Jesus Christus, wat die offer gebring het, die wil van God, sê Hebreërs 10, dat ek en jy by God kan uitkom. Op 'n nuwe manier mag ek en jy enige tyd na God toe gaan. Want Jesus het eenmaal finaal die groot offer gebring. My en jou sondeboekie, wat ek amper sê, waarin al my sondes opgeteken was, is as dit ware stikkend geskeur, verbrand, weggegooi. En daar's niks op my rekening. En dis die wonderlike nie. En ek hoop jy dink ook so oor jouself vanmôre as jy hier sit in die Here se huis, dat jy is 'n sondaar, ek is 'n sondaar. Maar as enigiemand van julle op hierdie oomblik vir my vra, Johan Brink, hoeveel sondes het jy? Dan sê ek, soveel. Ek het geen sonde in my lewe nie. Ek het niks sonde nie. Ek het nie een enkele sondetjie wat op my naam staan nie. Want daar's iemand, en dis in sy naam wat ek bid, wat al my sondes wat opgeskryf was, weggegooi het. Skoon gewas het. En daarom is daar vir my 'n oop deur, 'n nuwe moontlikheid. Daarom mag ek enige tyd, enige plek met God praat. Broers en susters, en dit maak dit so onverstaanbaar. Dit maak dit vir my so moeilik om te begryp. As ek nou die Bybel mag lees vir die eerste keer, in hierdie nuwe tyd, en as ek nou mag bid, hoekom is daar mense wat nie Bybel lees nie? Hoekom is daar mense wat nie bid nie? Hoekom is daar mense wat vanmôre in die kerk toe kom nie, wat nie die oop deur gebruik nie? En dan kan jy maar net een ding sê, hulle klap die deur in God se gesig toe. Hulle maak die deur weer toe, hy maak hom nie toe nie. Hy het vir jou 'n deur oopgemaak. Maar jy weet, as mense 'n deur maak, en niemand loop ooit by daai deur in en uit nie, dan sluit jy hom maar later toe, of jy bou hom toe, want hy het geen doel nie. En dan gaan daai deur heeltemal toe. Julle sien, die Hebreërs het dit verkeerd verstaan. Dit lyk vir my, hulle het half 'n idee in hulle koppe gekry van, maar nou het Jesus alles gedoen, nou hoef ons niks meer te doen nie. Nou kan ons maar net so lui, treurig, sleg word, kinders van die Here, en alles sal vir ons gedoen word.
En dan is dit so belangrik. Lees wat staan in Hebreërs 10 vers 22. Laat ons tot God nader, met 'n opregte hart, 'n hart vol liefde, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Hoor julle dit? Gereinig. Hier is nie meer sonde hier binne nie, gewas, skoon gemaak. Laat ons tot God nader. Laat ons styf vas aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En hoor dan hierdie woordjies. Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot goeie dade. Nie goeie niks doen nie, tot goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly so by sy partyse gewoontes nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien na dit kom. Hoor julle dit? Hy het vir ons die deur oopgemaak, hy het vir ons die pad oopgemaak, maar nou moet ons dit doen. Wat moet ons doen? Ek sê, ons moet die deur gebruik na God toe. Ons moet hierdie deur gebruik na God toe. Ons moet ingaan na die Here. En as ek kom, dan moet ek sê, Here, ek is bereid om te doen. Dis hoekom ek vanmôre kerk toe gekom het. Ek is hier, het vir my so baie gedoen, en ek besef dit, het my skoon gewas, het my gereinig, en het vir my 'n openheid gemaak, 'n geleentheid geskep. Here, wat kan ek doen? Ek is hier om te doen. Ek mag nie die deur in die Here se gesig toestamp nie. Ek moet hier wees, ek moet inkom, ek moet doen. Maar dan sê die Here vir ons, julle moet mekaar aanmoedig. As jy vanmôre in die kerk iemand sit, wanneer ek hierdie goed nou sê, wat vanmôre hier sit en besef, maar my hart is nie gereinig nie. En dit wat die dominee nou daar sê van die kansel af, van 'n hart gereinig en met skoon water gewas, dis nou nie hoe ek voel nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, ek nooi jou nou uit. Hoor nou wat ek sê, en ek sê dit voor meer as 400 mense, ek nooi jou uit. Sê dit vir my. Sê dit na die diens vanmôre, of sê dit vir jou in die PC. En ek maak jou belofte. Ek sal alle ander werk die week eers los, om net eers vir jou te kom kuier. Want jy moet hierdie volle geloofsekerheid hê, sê hy. En hy gee vir ons hierdie sekerheid. My hart is gereinig en ek is gewas met skoon water. En ek het hierdie sekerheid, ek is 'n kind van die Here. En hy het vir my die deur oopgemaak. Ek nooi jou uit. En ons sal by jou uitkom. In hierdie week nog. Nie later nie, nou. Want jy moet hierdie sekerheid in jou hart hê. Jy mag nie sonder dit gaan nie. Jy moet kan sê, ek is ook gereinig. Ek wil ook deel wees daarvan. Ons het 'n pragtige voorbeeld nie, van 'n gemeente wat dit regtig gedoen het. En daarom dat ek jou uitnooi en sê, kom, nooi ons uit en sê vir my, ek het nie hierdie sekerheid nie, en ons sal vir jou kom kuier. Die gemeente waar wie ons die voorbeeld het, is Philadelphia. Ons lees dit in Openbaring 3. Luister net hoe mooi sê die Here daar vir hulle. Ek het vir julle 'n deur oopgemaak. Skrywe vir die gemeente in Philadelphia. Philadelphia is een van daai 7 gemeentes daar in Klein-Asië, in die deesdae Turkye. So sê die heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie. Ek weet alles wat julle doen. Ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit. Die Here sê ek het vir julle die pad oopgemaak deur Jesus Christus. Julle mag nou Bybel lees, julle mag nou bid, julle mag nou kerk toe kom en julle mag vir ander mense uitnooi om te kom, want die deur na God toe is oopgemaak. Dis die wonderlikste uitnodiging. Kom. En dan gee hy vir hulle die mooiste beloftes, nie, wanneer hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Weet julle van die 7 gemeentes, is dit die een gemeente, Philadelphia, seker omdat hulle naam ook ietsie sê van liefde, wat die Here niks negatief van sê nie. Hy sê net van, ek besef, julle is maar min, en julle kry swaar, en julle word vervolg, maar julle staan vas, en julle is getrou, julle kom kerk toe, en julle lees Bybel, en julle bid, en julle dien my, julle gebruik hierdie deur, en dan maak die Here vir hulle belofte, en hy sê vir hulle, ek sal julle 'n pilaar maak in die tempel van my God. Vir my was dit so wonderlik nie, toe ons in 2012 in Turkye toer, en ons kom in Philadelphia. Weet julle wat is oor van Philadelphia?
van die hele ou stad van Philadelphia, ja, al die aardbewings en als na 2000 jaar, net dit wat daar staan. Een pilaar. Is dit nie fantasties nie? God wat sê, ek sal julle Philadelphia 'n pilaar maak in die tempel van my God. Deur die eeue het die vyande die hele Philadelphia afgebreek, hy is in oorlog verwoes. Maar een pilaar van die kerk in Philadelphia het bly staan. As 'n simbool van God se beloftes. Julle kan my glo, ek is vir julle lief, en my beloftes oor elkeen van julle sal waar word. Wat ek jou ook al beloof, dit sal gebeur. En daarom wil ek sê die volgende iets is, waar wil dat ons die deur moet gebruik na God toe, moet ons die deur gebruik na mekaar toe. Want die lekker is, in die Ou Testament, in die ou tyd moes almal na die priester toe gaan. Nou is die deur oop. Jesus het alles gedoen. En daarom hoef almal nie na die priester toe te gaan nie. Ons kan na mekaar toe gaan. Ons kan die deur gebruik na mekaar toe. En daarom staan daar in vers 24 en 25, laat ons na mekaar aansien, omsien en mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die byeenkomste af wegbly nie. Ons moet mekaar aanmoedig. En daarom is my vraag vanmôre, na wie sien jy om? Soos jy vanmôre hier sit, na wie het jy hierdie week omgesien? Wie is daar vir wie jy omsien? En dit beteken, wat jy op jou lysie het, vir wie jy bid. Iemand vir wie jy verantwoordelikheid vat, wat jy op jou lysie skryf vir jou stilte tyd en sê, vir hierdie mense gaan ek bid. Hulle moet hulle harte vir die Here gee. En ek sien om na hulle. En hierdie mense moedig ek aan. Wie moedig jy aan? Wie het jy al uitgenooi en gesê, hoorie, dis lekker om die Here te aanbid. Dis lekker in die kerk. Kom jy ook, man, ek sien julle is nie Sondag in die kerk nie. Kom saam met ons, kom geniet dit. Want dit is so heerlik om die Here te kan geniet. Ek lees, iemand skryf, en toe sê hy, hoe gaan mense kerk? Toe sê hy, dink daar's twee soorte Christene. Daar's paddag Christene en daar's akedus Christene. Toe wonder ek nou, wat is 'n paddag Christen en 'n akedus Christen? Toe lees ek, hy sê, paddas is mos snaakse goed. Hulle gaan sit net daar, en dan wag hulle vir hulle kos. Hy sê, party Christen is ook so, hulle kom Sondag kerk toe, en dan kom sit hulle net hier. Hulle doen niks. Hulle sing baie keer nie eers saam, as jy sing as hulle monde net so stil. En hulle wag net vir kos. Jy moet net vir hulle gee, hulle is om gedien te word. Hy sê, maar akedisse is anders. Hulle gaan uit en hulle gaan soek hulle kos. Akedus Christene is mense wat kom om te doen. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. En wat uitgaan, en wat gaan soek, en wat gaan getuig, en wat gaan werk. Hy sê, ek het die deur voor julle oopgesluit. Julle kan uitgaan, en niemand kan dit weer toesluit nie. Dis julle werk, om vir die wêreld te gaan getuig. Ek wil afsluit met 'n mooi voorbeeld. 'n Ware verhaaltjie wat ek in die week gelees het van in 1930 'n Chinees wat blind geword het vanweë katarakke en goed in sy oë en wat by 'n hospitaal uitgekom het, dis 'n sending hospitaal. En 'n dokter het hom daar geopereer, maar terwyl hy in die hospitaal was en hulle sy oë geopereer het die dokter vir hom die evangelie gebring. En die dokter was 'n Christen dokter wat daar gewerk het en wat getuig teenoor hom, en terwyl hy oor hom getuig het, hierdie Chinees tot bekering gekom. En toe sy oë die dag nou weer oop gaan, hy kan sien, toe sê hy vir die dokter, my oë is nou oop, maar my hart het ook oop gegaan. Ek kan vir God ook sien, die deur is oop. Ek kan vir God sien in my lewe, maar ek kan die wêreld ook sien. Dis dubbel, dis fantasties. En toe sy daar weg, vreeslik bly, opgeruim. En 'n paar maande later, en dis 'n ware storie, toe sê hulle, toe kon hulle oë nie glo nie. Toe hulle by die hospitaal kom, toe kom die Chinees hier aangestap met 'n tou. En aan die tou het hy 48 mense, elkeen nou vas aan die tou. En al 48 is blind. En toe het hy oral waar hy bly, het hy al die blindes gaan by mekaar maak en gesê, wie van hulle sien kans? En almal wat kans sien het hy gebring, aan 'n tou gelaat vashou, en hulle het 400, hoor nou mooi wat ek sê, 400 kilometer ver gestap, na daai hospitaal toe. En toe sê vir die dokter, hy moet hierdie 48
blindes ook opereer. En kyk of hy hulle ook kan laat sien, maar voor hy hulle opereer, hy moet eers vir hulle God laat sien. Hy moet eers vir hulle die hemel oopmaak. Dus hy het vir hom oopgemaak. Broers en susters, sien jy al vir God in jou lewe? Is die deur na God toe al vir jou oop? Sien jy mense in jou lewe? Is die deur na mense al vir jou oop? En gebruik jy dit? Dankie dat jy vanmôre deur oop deure gestap het. Maar daar's ander mense vir wie die deur nog toe is. Ons moet uitgaan en hulle gaan nooi om ook in te kom. En dit is vanmôre jou huiswerk. Dis jou werk vir hierdie vakansie. Iewers moet jy iemand uitnooi, na iemand omsien, iemand aanmoedig om ook deel te word. As jy al die voorreg het dat jy God kan sien en hy het daai liefde in jou hart gesit, dan dink ek is hierdie Genees vir ons 'n voorbeeld van wie kan ek gaan vat en uitnooi en sê kom saam met my. En daar's 'n oop deur vir jou ook na die Here toe. Gebruik dit. Amen. Dankie Here dat U ons liefhet en goed is vir ons. Dankie dat die deur vir ons oopgegaan het en ons U mag sien en vir U mag lewe en U kan lief hê. Dankie dat U liefde in ons harte is. En daarom wil ons deur 'n oop deur stap elke dag van ons lewe deur ons Bybel lees en bid en ons aanbidding en ons verhouding met U. Maar Here, dankie dat ons op Sondag ook deur 'n oop deur kan stap in U huis in. Here, seën ons. Wil U ons hier toevou vanmôre met U liefde en uitstuur met die warmte van die liefde in ons harte en die opgewondenheid van ons geloof in U om ander uit te nooi om ook deel te word. Ons bid dit net in U naam alleen. Amen.